Dis weer tyd vir sielskoffie. Ons is alweer in hierdie tyd van die jaar waar ons kan gaan ontspan en net mens wees. Sommige is op pad see toe, ander vlug berge toe, party oor see en sommige sommer net lekker rustig by die huis. Dit is egter ook hierdie tyd van die jaar wat baie van ons oormoeg en uitgebrand voel en dit is broodnodig om jou batterye te gaan herlaai. Jy weet, oormoeg is nog 'n goeie moeg, maar wanneer dit by uitgebrand kom, flikker die rooi ligte wat gevaar aandui. Iets het in die jaar jou lewensritme geaffekteer, wat jou so laat voel, en dis belangrik om dit te bepaal en reg te stel, sodat dit nie weer gebeur nie. Hersien die verbintenisse en pligte wat jy het, en maak beter ja's deur terug te trek van dinge wat nie goed vir jou is nie. Makliker gesê as gedoen, hè? Maar dit is haalbaar. Jy kan dit doen met beter beplanning. Begin jou grense stel, want as jy dit nie doen nie, gaan iemand anders dit vir jou doen. Erken dat uitbranding 'n uitroep is om meer volledig in die identiteit wat Jesus jou gegee het te loop en vertrou dat God saam met jou sal wandel terwyl jy dit doen. Dit is nodig dat jy struktuur aan jou alledaagse lewe sal stel, sodat jy nie weer by hierdie uitbrandingspunt beland nie. Jy het nie nodig om elke 5 minute skorrelgoed te was nie, want jy het ook die verantwoordelikheid om jou kinders te versorg en op te voed, voltyds te werk, huis skoon te maak, kinders by buitemuurse aktiwiteite af te laai, inkopies te doen, kos te maak en. Daarvoor het ons nodig om te beplan, om meer struktuur aan ons daaglikse verpligtinge te kan gee, sonder om uitgebrand te voel. Ek en jy kan net doen wat ons kan doen, en daarom is dit belangrik om te kan nee sê vir die dinge wat daardie ekstra van ons verg, en kan lei tot konstante moegheid en uitbranding. Maak tyd vir die dinge wat vir jou saak maak, tussen jou prioriteitslysie, want dit voed jou siel en gee jou nuwe energie om weer daardie lysie aan te pak. Jy weet, dit is God se wens vir ons elkeen om die werk te doen wat hy voor ons gestel het. Nie om die eise te vervul wat ons aan onsself of ander aan ons stel nie. Ek sê weer, dit is God se wens vir ons elkeen om die werk te doen wat hy voor ons gestel het. Nie om die eise te vervul wat ons aan onsself of ander mense aan ons stel nie. Wanneer ons onder God se seën werk, bring dit vervulling en vreugde, nie uitbranding en uitputting nie. Onthou om Vader in jou elke dag se doen en late en verpligtinge in te nooi, want dis die enigste antwoord om rus te vind in die eise wat elke dag aan ons stel. Dit sal jou eerder 'n goed moeg laat voel, vol vervulling, omdat jy Jesus vertrou vir krag om jou dag suksesvol te voltooi. Sondagaande is gewoonlik die tyd wat ons elkeen begin opsien na die week wat voorlê. Jy weet jou beplanning en struktuur is in plek, maar dan stres ons gewoonlik oor daardie dinge wat kan gebeur, waaroor ons gewoonlik nie beheer het nie. Gee dit ook oor aan Abba Vader en erken hom as die leier in jou lewe wat alles te alle tye sal laat uitwerk vir jou beswil. So, ek wil jou aanspoor
om terwyl jy nou met vakansie is en lekker kan rus, begin dink hoe jy dinge in 2026 vir jouself beter kan maak, deur beter te beplan en 'n struktuur daar te stel. En vertrou God met die res. Lief vir julle, tot volgende keer.